Baie hartlik welkom, liewe vriende, liewe gemeente. Ek wil graag vir die gedeelte lees uit 2 Konings 20. Dis die verhaal van Hiskia wat siek geword het. In die tyd het Hiskia ernstig siek geword. Die profeet Jesaja, seun van Amos, het na hom toe gekom en gesê: "So sê die Here, sê vir jou gesin wat jou laaste wense is, want jy gaan sterf, jy sal nie langer lewe nie." Toe draai Hiskia sy gesig na die muur toe en hy bid tot die Here: "Ag Here, neem tog in ag dat ek voor U in trou en volle oorgawe geleef het, en dat ek gedoen het wat reg is in U oë." Hiskia het bitterlik gehuil. Jesaja was nog nie in die binneplein van die stad oor nie, toe die woord van die Here tot hom kom en sê: "Gaan terug en sê vir Hiskia, die leier van my volk, so sê die Here, die God van jou voorvader Dawid, ek het jou gebed verhoor, ek het jou trane gesien. Ek gaan jou gesond maak en jy sal oormôre weer na die huis van die Here toe kan gaan. Ek sal jou lewe met 15 jaar verleng en jou in die stad red uit die mag van die koning van Assirië. Ek sal die stad beskerm om my ontwil en om my dienaar Dawid ontwil." Jesaja het die opdrag gegee dat hulle 'n vyekoek moet bring en op die sweer moet sit, en die koning het beter geword. Toe vra Hiskia vir Jesaja: "Wat is die teken dat die Here my gesond sal maak en dat ek oormôre weer na die huis van die Here toe sal kan gaan?" Jesaja het geantwoord: "Die Here gee jou die volgende teken dat hy sal doen wat hy gesê het. Moet die skaduwee 10 trappe vorentoe gaan of 10 trappe terug." Dis nou op 'n sonwyser. Moet hy 10 grade teruggaan of 10 grade vorentoe gaan? Hiskia sê toe: "Dit is makliker vir die skaduwee om 10 trappe vorentoe te skuif. Nee, laat ek die 10 trappe terugkom." Die profeet Jesaja die Here aangeroep en die skaduwee wat reeds die trap van Agas afgesak het, 10 trappe laat terugskuif. En die sonwyser was dan met ander woorde vir koning Hiskia die teken dat die Here sy gebed verhoor, dat hy sy lewe met 15 jaar lank gaan verleng. Ek weet nie van julle nie, ek is seker daarvan dit het al gebeur, maar ek het ook al 'n paar keer in my lewe tekens van die Here gevra. Ek onthou toe ek die heel eerste keer 'n beroep gekry het, net nadat ek uit die weermag uitgekom het. Toe kry ek 3 beroepe. Die een beroep is na Middestad gemeente, die ander een na die SAIK toe, en die ander een as jeugleier na Queenswood toe. Nou, dan het 'n mens nogal 'n worstelstryd in jouself. En destyds was dit nogal so gewees, jy mag nie gaan kyk het na die plek waar jy in hulle jou beroep het nie. Jy moet maar net oogies toemaak en bid en so besluit neem, wat eintlik 'n bietjie onverantwoordelik is, dink ek. Maar in elk geval, ons het besluit, ons gaan tog kyk in Germiston. Ek ken nou die SAIK se opset, en kom ons gaan kyk ten minste in Germiston, Middestad. Baie verwaarloosde gemeente, arm gemeente, meestal woonstelblokke. Ek onthou toe ons daar kom met die kapiebosse om die huis gestaan. Daar was 2 ouderlinge en 1 diakens oor gewees. Daar was eintlik nie meer 'n gemeente nie. En tog het die Here met my so gepraat oor daai gemeente, dat ek op die ouend die meer gunstige beroepe bedank het en die beroep aanvaar het. En ek het agtergekom hoe ongunstig dit nogal kan wees, want toe my trek met 'n oop sleepwa vervoer word, toe is daar klomp van die goed weggeraak word en gesteel. Maar dit was my eerste gemeente. En nadat ek 'n paar maande daar gewerk het, ek vir die Here gesê: "Here, as 3 jaar verby is, dan wil ek liewerste 'n ander gemeente hê. Anders dan bedank ek." En dit was presies so gewees. Maar in die tyd wat ek daar was, toe kry ek weer 3 beroepe.
En toe is dit eintlik 4 beroepe, want dit is nou terug na jou eie gemeente toe waar jy tans staan, en dan nou die 3 ander gemeentes wat versprei is, oral oor die land. Dan is dit net so moeilik, maar jy het ten minste 'n vaste plek waar jy tans is. Nou ja, ons het toe 'n ander beroep aanvaar. En dan vra jy ook vir die Here 'n teken. Nou nie die teken soos 'n dominee wat ek van gehoor het, wat 2 beroepe gekry het, en toe skryf hy binne in 'n koevert die naam van die 2 beroepe. Een beroep, 'n ander koevert, die ander beroep. En toe gooi hy dit in die lug, en die koevert wat dan op die tafel geval het, daai beroep het hy aanvaar. Ja, dit is so 'n bietjie onverantwoordelik, dink ek. Of soos die ou wat nie geweet het watter meisie hy nou moet kies nie, maar toe lees hy ergens in 'n boek, My grace is sufficient for thee. Toe besluit hy, maar grace is die meisie wat hy eintlik moet uitvra. So ons almal het sulke besluite al moes neem waar ons gevra het, ag Here, gee net vir ons pertinente leiding. Gee vir ons 'n teken dat ons weet. Interessant, as jy so deur die Bybel blaai, dan werk God nogal met tekens. Want daar's baie tekens wat God gegee het sonder dat die mens eintlik daarvoor gevra het. Dink nou maar daar aan die begin van Genesis 9 met die sonvloed. Dat die Here gesê het, hy gaan die aarde vernietig deur waters. En op die ouend toe sit Noag en sy familie en diere wat in die ark is. En na die tyd toe vra Noag 'n teken. En wat gee die Here vir hom? 'n Teken wat tot vandag toe nog as teken dien, die reënboog. 'n Teken dat die Here nooit weer die wêreld met water sal laat vergaan nie. 'n Teken wat God gee. 'n ingekleurde teken, die reënboog. Dink maar aan Abraham. Genesis 15. Wat 'n verbond of 'n ooreenkoms met die Here wil sluit, en hy vra 'n teken, hy moet deur die vleis stap. En Abraham kon nie bybly nie. Hy het later aan die slaap geraak, want hy het moeg geraak. Jy kan nie met God kompeteer nie. En dan is dit God wat die vleis aan die brand steek. En daar word 'n verbond, 'n ooreenkoms, 'n testament gesluit met Abraham. Dink maar die besnydenis as teken van die verbond wat God ingestel het. Dink hoe ernstig God daaroor was toe hy vir Moses gesê het, ek gaan jou laat doodmaak as jy nie daai kind van jou besny nie. Dink maar aan die volk Israel wat weggetrek het uit Egipte land by die Pasga en die bloed aan die deurkussyne om te sê, ek sal hierdie gesin se lewens spaar. En almal wat die bloed aan die deurkusyn gesmeer het, hulle is gered. Hulle kindertjies, oudste, is nie doodgemaak nie. En die Pasga het later geword in die Nuwe Testament die nagmaal. Want die paaslam wat geslag is, wat sy bene nie gebreek is nie, was toe op die ouend nie die lammertjies uit die velde van Bethlehem nie, maar Jesus. Jesus as die volmaakte paaslam. Dink maar aan die Sabbatdag, wat die Here gegee het as teken dat jy moet rus. Dat daar 'n ritme moet kom in jou lewe en in die skepping van rus, werk, rus. Die Here het gerus vir 'n bepaalde tyd, toe werk hy vir 6 dae of 6 tydperke, toe skep hy weer. Of toe rus hy weer, toe skep hy weer. So oral is daar die tekens. Dink maar hoe die Here in die woestyn vir die volk Israel gesorg het deur middel van die manna en die kwarteltjies. Sulke fyn wit vlokkies. En die kwartelvoeltjies wat deur die wind vasgedruk is teen die woestyn. Tekens van hierso die Here sorg vir julle. Die Here sorg vir julle. Kyk maar aan tekens in die Nuwe Testament. Miskien een van die eerste tekens wat jy raak lees, is dat daar voorspel word 'n kindjie gaan gebore word. En sy naam sal wees Jesus Christus. Dink maar aan die ster van Bethlehem wat 'n konjunksie was van Jupiter en Saturnus, wat oor die hele hemelruim gestrek het, sodat die wyse manne in Klein-Asië
1700 kilometer van Bethlehem af, dit kon sien as die teken wat in hulle boeke gesteken is, dat die Here 'n koning gaan stuur. Die belangrikste, die grootste koning nog ooit, Jesus Christus. Dink maar aan die doop van Jesus, waar 'n duif neergedaal het, en 'n stem wat gesê het, dis my geliefde seun, in hom verheug ek my. En ek dink wat het dit vir die mense en vir Johannes beteken? Van die ander evangelies meld dit nie dat dit so duidelik is dat die skare dit gehoor het nie. Maar Johannes sê, hy het dit gehoor, Jesus het dit gehoor, die skare het dit gehoor, dis my geliefde seun. Dink maar aan die doop. Daai tyd was dit die doop gewees van groot mense wat nog nooit voorheen gedoop was nie. Maar die doop is 'n teken van God is by jou. God hou jou in sy hande vas. Jy word ingelyf in die familie van God in. Dink maar toe Jesus in Johannes 14 vir die disippels sê dat hy weggaan, ek sal vir julle die Heilige Gees as teken stuur. Hy sal julle voorspraak wees. Hy sal die advokaat wees. Johannes 16 vers 7, hy sal die spesiale helper wees. Wat vir julle gaan help, wat vir julle gaan intree, wat julle gaan bystaan. Dink maar aan die leë graf. Aan die leë graf. 'n teken van Jesus het opgestaan. Dit is een van die belangrike dinge wat 'n mens vang as jy in Israel kom, is daai leë graf. Daar staan ook. Hy is nie hier nie, hy het opgestaan. Hy het opgestaan uit die dood. Dis 'n ewige teken van Jesus gee lewe. Jesus het die dood soos 'n stuk plank oor sy knie stikkend gebreek. Wonderlike tekens. En dan is daar natuurlik tekens wat mense spesifiek gevra het. Gee my 'n teken. Ag, die bekende voorbeeld is seker Gideon na in Rigter 6. Gideon soek 'n teken. En dan is dit die skaapbolletjie, skaapvliesie, daar in Rigter 6:36, wat hy buite sit. En as die skaapvliesie nat gedou is, dan sal hy weet. Maar na die eerste teken, toe is hy nog nie tevrede nie. Toe sê maar, dalk was dit net toevallig. Kan jy asseblief help dat dit oral nat sal wees, behalwe op die skaapvelletjie? En weer doen die Here dit. Ongelooflik geduldig met die mens, né? En weer doen die Here dit. Die Here het 'n fyn oor om te luister ook na ons behoeftes. Dink maar aan Abraham wat gevra het, gee my 'n groot nageslag, en die Here het gesê, sal wees soos die sterre aan die hemel, sand aan die see. Dink maar aan Moses, daar by die brandende braambos, of die wetenskaplike naam Acacia de Bewato, waar hy daar gaan staan, en hy hoor 'n stem wat sê, Moses, Moses, moenie nog nader kom nie, die grond waarop jy staan is heilige grond. En dat die Here daar vir hom roep, om sy volk te gaan verlos. Dink maar aan hierdie gedeelte aan Hiskia, waarby ons nou gaan kom, wat 'n teken vra dat hy langer gaan lewe. Dink maar aan Samuel en Eli, en dink aan Elia. Dink maar aan daai profete, hoe dat die Here tekens aan hulle gegee het, want ons almal het maar 'n klein geloof. Ons sukkel baie keer met ons geloof. Dink maar aan Jona, die groot vis wat vir Jona aangesluk het, en hom uitgespoeg het daar op die strand. En die boodskap vir hom ingeprent het, dat hy die 7 woorde moet sê vir die stad Ninive, dat die Here hulle gaan red, maar hulle moet hulle self bekeer. Nou ja, in hierdie gedeelte in 2 Konings 20, lees ons van Hiskia, koning van die Jode, wat 'n baie goeie koning was, wat alles in sy vermoë gedoen het om die volk Israel terug te bring in 'n verhouding met God. Hy het alles gedoen
dat die volk Israel die Here moet volg. En skielik word hy baie siek. En die profeet Jesaja kom na Hiskia toe, die koning, om te sê, die Here het gesê, jy gaan sterf. Jy gaan sterf. En Hiskia is verskriklik hartseer. En hy begin huil. En hy bid en hy smeek vir die Here. En hy vra dat die Here sy lewe moet spaar. En dan staan daar, terwyl Jesaja nog daar by die stadspoorte verbystap, dan sê die Here vir hom, gaan terug en gaan sê vir koning Hiskia, ek het sy gebed verhoor. Ek gaan sy lewe nog met 15 jaar verleng. Dit is 'n lang tyd. 15 jaar sy lewe verleng. En dan gaan sê Jesaja dit vir Hiskia. Ag en Hiskia is seker maar soos ons almal is, nee, dankie Jesaja, waardeer dit, maar gee my 'n teken, gee my 'n bewys, laat die Here vir my 'n teken gee. En dan sê Jesaja vir Hiskia, sien jy daai sonwyser? Jy weet mos hoe lyk 'n sonwyser. Sien jy daai sonwyser? Jy kan nou vra of daai naald vorentoe moet skuif, 10 grade, of 10 grade terug moet skuif. En dan dink Hiskia so 'n bietjie by homself en dink hy, maar 10 grade vorentoe, hy is al besig om vorentoe te skuif, is dalk te maklik. Nee, kom ek vra 10 grade terug. En hy vra dit, en die Here gee dit vir hom. Hy skuif 10 grade terug. Wat eenvoudige bonatuurlike teken is. Hier skuif die son 10 grade terug. Die Here wat die God is van die planete, van die aarde, van die sterrehemel, hy kies nogal iets uit, dat die son 10 grade terug moet skuif. En daarmee is Hiskia se lewe verleng met 15 jaar. Nou die vraag wat ons dadelik vra is, maar kan God vandag ook nog sulke goed doen? Is dit nie maar dat God hom nie meer wil vermoei met die mens nie? Is daar vandag ook nog tekens wat die Here vir ons gee waarop ons kan reken? Wel, in die eerste instansie, van die tekens wat ek opgenoem het tot hiertoe deur die Bybel, is tekens wat permanent is. Is tekens wat tot vandag toe nog geld. Ja, maar natuurlik kan die Here nog steeds met ons praat deur 'n droom, deur 'n visioen, deur ander mense wat met ons kom praat, wat op 'n mens kom bystaan as jy siek is, wat jou kom moed en praat, wat jou finansiëel dalk help, wat help as jy in 'n krisis is. Natuurlik. Want die Here gebruik ook nou mense, vir my en vir jou, om vir ander mense 'n teken te wees van God se liefde en God se hulp. Ons is die verlengstuk van God se liefde en sy genade en sy hulp. Want ek het al baie gesê, agter mense staan God. En agter my en jou staan God. En daarom moet ons ook uitreik om mense te help. As die hande en voete van Jesus, moet ons ander mense kan help en bystaan. Dis nie maar net 'n voorreg nie, dis ons reg, dis ons plig om dit te doen. Jy kry dalk iemand wat vir jou kom goeie raad gee in 'n tyd van krisis. Iemand wat vir jou 'n kaartjie gee. Iemand wat vir jou moed inpraat dat jy weer vrede en rustigheid in jou hart kry. Iemand wat jou help in moeilike omstandighede waarin jy so vasgevang is dat jy voel ek gaan nooit in der ewigheid hier uitkom nie. Ek is vas, ek is in 'n struik. En hier kom iemand en help jou. Of die Here verander jou omstandighede. Dat jy nie kan glo deur wat se moeilike tye jy gegaan het nie. En dan vra die Here, kom ons erken hom in al ons weë. En hy sal ons paaie gelyk maak, Spreuke 3 vers 5 tot 6.
Mag die Here vir my en vir jou elkeen daarin help. Mag die Here help dat ons ook op ons knieë sal vra na raad en leiding en rigting, en ons oë sal opereer, dat ons die tekens ook sal raak sien van God se hulp en bystand. Kom ons bid saam. Here, ons is maar baie verleë wanneer ons voor U kom staan met 'n probleem of 'n besluit, want U ken die toekoms, U hou dit in U hande vas, en daarom wil ons by U raad kry. Nie ons eie kopwolk nie, ons wil by U raad kry vir die toekoms. En ons weet dat as ons die toekoms ingaan, dat U reeds daar is, want U hou dit in U hande vas. En dat ons die tekens raak sal sien, en raak lees. En Here, dat ons as gehoorsame kinders van U sal reageer. Vergewe ons sondes, help dat ons naby in U leef, in Jesus naam. Amen. Ontvang met bidende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die Heilige Gees in jou en in my werk. Amen. Mag dit 'n mooi dag en 'n mooi week vir elkeen van julle wees, en mag die Here en julle saam 'n paadjie loop. Totsiens.